Dankie Annie en hallo Lindy. Ja, geluk in die boek. Dankie. Ek dink dit is 'n groot geleentheid. Die opkoms bewys hier is 'n besondere belangstelling. Laat ek begin om te vra as 'n jong historikus. Ek gaan nie sê hoe oud jy is nie, maar as 'n jong historikus, jy lyk nog jong. Of jy draai jou jare goed. Hoekom het jy in hierdie onderwerp van oor oud dokter belang gestel? Partykeer is dit gevoel het seker as jy weer 'n donker pastorie ronddwaal in 'n rondtas. Ja, wat het jou geprikkel in verband met die onderwerp? Baie dankie professor, en ek kan sê professor Gilomee klaar vir almal wat weet hoe oud ek is. Ek word die vraag dikwels gevra. Ek dink dit is vir mense vreemd dat iemand uit my geslag hier sal belangstel. Maar ek dink juis my geslag het sy eie vraag wat ons vra oor Afrikaner wees en identiteit. En ek moet sê, ek beskou myself baie as 'n kind van die oorgang. Ek het my verstand begin kry in die tyd van Suid-Afrika se politieke oorgang in die vroeë of so vanaf die middel 90's. En ek het nog die ervaring gehad om een stel geskiedenisboeke in die laerskool te hê wat 'n baie nasionalistiese verhaal vertel het van die Anglo-Boereoorlog en die Groot Trek. En hoërskool toe te gaan en nuwe geskiedenisboeke te kry wat gaan oor die struggle. So daai omgang of ek wil nou sê nie net die oorgang nie, maar ook die oorgang in terme van Afrikaner wees is vir my waarmee ek groot geword het. En wat toe gebeur het is hier in die vroeg 2000's was daar baie groot debat in die koerante ook oor Afrikaner identiteit. Wat is 'n Afrikaner? En hierdie pogings om te definieer wat ook nie daarin slaag nie. En ek het gevind dat ek kan identifiseer met Afrikaner wees, maar ek kan nie identifiseer met baie van die verstokte beelde wat daar was, wat nie meer pas in 'n nuwe bedeling nie. En dit het gemaak dat ek wou begin navorsing doen oor Afrikaner identiteit en nasionalisme. En ek maak toe Dunbar Moody se boek oop, The Rise of Afrikanerdom, waarin hy die Afrikaner nasionaliste in verskillende groeperinge omtrent probeer klassifiseer het. En die hele tyd noem hy vir Milan die meer liberale onder die klomp nasionaliste. En ek dacht, maar hoe is dit moontlik dat Dave Milan en liberaal in dieselfde sin genoem kan word? En daarop het ek begin grawe. En toen ek gevind, maar hier is genoeg om 'n biografie te skryf, maar wat dan ook vandaar gebeur het, was dit nie meer so gegaan oor die grawe na identiteit nie, maar gegaan oor die strewe om 'n goeie biograaf te wees en 'n goeie verhaal te vertel. Ek dink dat die kenmerk van jou boek is die vermoë om 'n goeie verhaal te vertel. En soos Annie ook in die inleiding laat blyk, daar is 'n menslike aanslag wat hom eintlik vermenslik, wat van tevore nie altyd die geval was nie. En daar dit genoem, wil ek vir jou vra net kortliks vir my te skets hoe jy jou voorgangers wat oor Milan geskryf het, Tom en Van Boeens, wat jou mening oor hulle werke was en hoe jy dit verder neem. Ek dink professor Boeens was die eerste om oor Dr. Milan te werk en hy het net die eerste 40 jaar van sy lewe gedek. Ek sou sê dit is baie, wat kan ek sê, dit is 'n ongelooflike deeglike stuk werk. Hy het vreeslik diep nagevors en waarvoor ek baie bewondering het, is die feit dat hy sy biografie geskryf het nog voordat die Milan-versameling geklassifiseer is of gekategoriseer is. So hy moes werk met los materiaal wat hy nog op Moorewag gehaal het. So dit is regtig nogal iets. Maar daar was natuurlik bewondering vir Dr. Milan, wat dan dit ook inkleer. Professor Tom wat daarna gekom het, wat ook nou in sy geval gebeur het, dit is baie laat in sy leeftyd gewees. En ons baie groot gate in sy biografie. Hy het groot tydperke eenvoudig net oorgeslaan en op sekere aspekte probeer fokus, maar wat ook die probleem daar was, is dat hy in terme van die struktuur, het hy nie 'n narratiewe struktuur gevolg nie. En dan gaan dit om 'n bepaalde greepvaste pen, en 'n mens is nie so vaspenbaar nie. Hulle wissel oor tyd en daarmee het hy gesukkel. So toe ek nou hier aankom, toe is dit nou 'n post-94 konteks, nasionalisme is nie vanselfsprekend nie, die bewondering vir Dr. Milan is nie vanselfsprekend nie, maar
daar was ook nog nie enige iets volledig van begin tot einde geskryf nie. So ek sê dit is, ek sou sê die omvang en die tydperk wanneer die boek geskryf is met anders. So die tydsgees het eintlik beïnvloed hoe jy dit ook kan nou sien. As ons terug gaan na die begin waar hy gebore is in Riebeeck West, hoe hy kasteel. Smuts is natuurlijk ook daaraan. En dis altyd, kom altyd prominent na vore dat by die groot figure vandaan omgewing kom. Is dit bloot toevallig? Het is toevallig dat hy daar gebore is. Maar dit is bitterlik interessant. Ek dink ek het probeer dink wat is die verskille en wat is die ooreenkomste. Ek bedoel albei se paas was in Afrikaner bond gewees. Albei kom uit die omgewing uit. En daar's een ander storie wat die twee eintlik so ingemeen het. Die oomblik wat hulle pa besef hierdie seun gaan nie 'n boer word nie. Smuts in sy geval het hy met 'n perd gery en nie sy perd afgesaag nie. En die arme ding net daar laat staan. Hy was in gedagte en ek dink weer aan sy neus in 'n boek gaan steek. En sy pa was bitter omgekrap daaroor. So dit was die einde van sy landbouloopbaan. In Milan se geval het sy pa vir 'n nuwe perd gekoop, wat 'n baie groot geskenk is. Dit is regtig so om vir 'n kind 'n kar te gaan koop. En byna 'n dag of twee later kom die pa agter, maar hy het ook nie eens gaan kyk na die perd nie. Hy het nie verskoning nie, ek het alles verloor en gesien. Die stal is reg langs die huis. En dan het sy pa ook besluit wel jy gaan nie beweeg nie. Maar ek sou sê beide was binne die gemeenskap. Ek op 'n manier kry ek die idee die mense is dalk nog so 'n bietjie meer laaggestel as die Smutse. Smuts het uit sy ma en sy oom, so ek sê dis van die staatspoor baie sterk andersdenkende persone. So dalk het dit uitwerking in sy geval gehad. Maar hier wil ek sê, dit is die deel waar ons nie die rol van die individu moet misken nie. Nie die rol van persoonlikheid moet misken nie. Mense is nie net 'n produk van die samelewing nie. En Milan en Smuts se twee uiteenlopende paadjies is juist wat dit so duidelik bewys. Dankie. As ons verder gaan, en ek dink dit is miskien 'n kritieke fase in Milan se loopbaan en denke, as sy baseer sy ervaring en wat hy daar meegemaak het. Kan jy ons net skets wat die invloed daarvan was, dink jy? Okay, as in 1900 is hy na Nederland, so kort na die oorlog uitgebreek het en sy doktorale studies daar te gaan volg. En ek dink dit was vir my baie moeilike tyd. Hy het baie vervreemd gevoel van die Oosterse samelewing. Hy het homself nooit geïdentifiseer met die mense in Europa nie. Dit was in die tyd wat die Boereoorlog hier plaasvind. Hy het so intens meegeleef. En ek dink omtrent homself nog sterker ingeleef met die Afrikaners deur daar ver te sit en die stryd van ver te moet aanskou en nie daarvan te kan deel wees nie. Wat ek wel dink belangrik is daar in daardie tydperk is dat hy sien nasionalisme in Europa. En hy sien verskillende volke en hy sien verskillende tale en dit pas in by sy baie, ek wil sê, romantiese beeld of sy beeld van nasionalisme en versterk dit, daai hele idee van volkeverskeidenheid. En daarmee kom hy terug. En verder wat Europa vir hom doen is dit maak van hom intellektueel en maak hom baie meer oopkop as wat 'n mens anders sou gedink het. Dit is juist waar hierdie liberale Milan wat 'n mens anders in sy verras vandaan kom. Ek wil later weer terugkom na die nasionalisme toe. Maar daarna het hy predikant gewees op Profinet en Bankerry as redakteur en toe gaan hy met word hy politikus. Was dit voor 'n moeilike besluit geweest, want die kry nasionale party het dikwels predikante gekry en dit is byna so 'n van 'n dieselfde tipe beroep en as jy met mense oortuig. Maar was dit vir hom nogal 'n sielswroeging om tot die besluit te kom? Dit was vir hom bitter moeilik. Dit is eintlik nogal die regte woord. Hy is omtrent beroep tot die politiek. Hy was in sy persoonlikheid nie iemand wat baie gehou het van verandering nie. So om enige besluit was vir hom 'n enorme ding om deur te gaan. So was baie wroeging wat met alles gepaard gegaan het van sy keuse om teologie te studeer tot die predikant word ook. En daar was een ding wat vir my interessant was en dit bring ons net effens weer terug na die Nederlandse invloed. Is toe hy in Nederland was, het hy by 'n teologieprofessor gedoseer. En die professor het 'n lesing gegee oor die stryd tussen Agab en Elia in die Bybel.
En vir Agab uitgebeeld as die staatsman en Elia as die godsman. En dat die twee totaal onverzoenbaar is. En by hom tel Melanie die idee op dat die politiek is iets smetkliks, dis vuil, jy kan dit nie met jou geloof versoen nie. En toe hy nou jare later met die nasionaliste in die Kaap besef, maar hierdie jongman het al die potensiaal, hy het absoluut die gravitas en die autoriteit, hy die intellek, hy die passie vir die taal. Hulle het hom op die politieke verhoog probeer bring en hier sit hy weer van vooraf met die hele ding, hoe versoen ek my geloof en my wens om die politiek te wees. En dit was nagte op sy knieë deurbring en bid, werklik waar, maar hy het ook 'n stortvloed van briewe gekry, en die een brief na die ander sê, kom maar red ons volk, kom help ons, jy sien wat ons kan doen. So met hierdie enorme, ek wou sê, druk op hom, het hy dan nou toegegee. Maar later in sy loopbaan ook, wanneer hy van Hertzog moes wegbreek weer, die wroeging wat daarmee gepaard gegaan het, was absoluut enorm. Hy is nie iemand wat sommer van rigting verander het nie. Maar as hy van rigting verander het, het hy ook nie sommer weer teruggekyk nie. Ja. Ek wil jou vraag rondom kwessies van Aram Blankenhorn, want hy was baie betrokke geweest daarbij. Wat sê jy sê was sy motivering? Was dit 'n sin vir gemeenskap, dat hy die gemeenskapsdiens, of was daar 'n breër tipe besorgdheid in terme van wat word van die volk? Hoe het hy dit geformuleer en hoe het hy dit geregverdig? Ek dink daar's twee kante daarin. Hy het werklike empatie met die mense gehad. Sy seun het geskryf dat hy kon werklik waar omtrent tranerig raak as hy gepraat het van hierdie mense se armoede. So daar is 'n menslike aspek daarin, maar ek wil ook sê die besorgdheid oor die arm blankes is baie sterk nasionalisties. Want vir Malan was sy grootste passie was die volk. Hy het geglo sy roeping is om die volk te wys om die hand van God in sy geskiedenis te sien en die volk moet sy God gegewe roeping uitleef. En die volk is 'n organiese geheel. Dit is soos hy op een stadium het gepraat van die volk as 'n lewende organisme. En die arm blankes word dan die swak skakel. En hy het dan ook gepraat van as die een ledemaat ly, dan ly die hele organisme of die hele liggaam ly daarmee saam. So dit is nodig om die arm blankes op te hef as jy die Afrikaner wil kry om sy roeping te vervul. En ek dink dit bly deur in tyd. Die twee loop absoluut hand aan hand. Aan die ene kant die strewende nasionalisme en aan die ander kant om nasionalisme te kan uitleef. Moet jy na die arm blankes omsien. Want jy kan, dit is stap 1 om by stap 2 uit te kom. Ja, ek wil miskien 'n terloops opmerking maak met my eie werk en dat ons gister oor gepraat het oor hongerlesies. Wat my opgeval het, en ek het later het vastgestel, dat Beyers Modee was ook gekant teen hongerlesies. En dit hang saam met hierdie idee dat daardie segment van die bevolking is 'n swak skakel en jy moet dat ophef. Wat natuurlik suksesvol gedoen is, maar dit bring ons weer by die punt van nasionalisme. Nou, was al hier wat vertolkings daar was, soos jy weet. En een van die vertolkings is die idee dat nasionalisme is 'n konstruksie. Dit vind plaas op 'n sekere fase, 'n ontwikkelingsfase, wanneer die industrialisasie begin het, sterk invloed uitoefen en mense voel onrede. Jy kry mense wat van die platteland na die stad toe trek, wat nou iets soek om vas te klou aan. En dit daardie gaping wat gevul word deur middelklas intellektueles wat in staat is om daardie versigtiging te verwoord. Dis die breë konteks soos nasionalisme vertolk word. Hoe sê jy 'n land binne daai konteks plaas indien dit moontlik is, of indien jy daarvan verskil? Wel, die ding is dit is presies hoe ons as historiese die patrone kan raak sien. En die toestande was in die tyd absoluut ryp vir nasionalisme. Ek bedoel, dit was die welvaart wat ingekom het dankse die minerale revolusie. En ek dink ook, as ons kyk na die uitbreiding van infrastruktuur, en kommunikasiemiddele, ewe skielik is hier 'n breër gemeenskap wat vir mekaar kan bewus raak en met mekaar verder kan kommunikeer. Dit is klassiek as jy mens na Benedict Anderson se Imagine Communities. Imagine Communities, ek wil byna sê tik tik tik, dit pas absoluut. Maar vir die mense wat daar binne dit sit,
ek dink nie hulle verwoord het of dit besef dit so nie. Vir Milan was dit absoluut, hy is baie sterk beïnvloed deur die Duitse romantisisme en veral die filosofiete wat die hele idee het van die verskeidenheid van volke en van die belangrikheid van taal en hoe dit die uiting is van die volksiel. Dit is iets wat werklik tot ons spreek. So die mense, ek wou sê die mense wat binne hierdie ding beweeg, beskou dit as iets spontaan. Ons wat daarna kyk kan sê, maar ons sien hoe die omstandighede daartoe aanleiding gee. So dit is iets van albei in die opsig. So mens moet daai distansie handhaaf, maar ook verstaan hoe dit van binne af geredeneerd is. Ja. En jy het nou genoem van die Duitse invloed hier en ek wil 'n aanleiding daarvan die vraag rondom Mariki, wat Duitse weeskind is, wat hier uitgebring is, na Suid-Afrika toe en Milan het dan nou aangeneem. Wil jy miskien uitbrei oor wat hulle so gemotiveer het om dit te doen? Hou het verband met die streng of sterk nasionalistiese gevoel en die Duitse verbintenis. Ek dink dit was ja en nee, die kwessie met Mariki is eintlik baie kompleks. Wat Duitsland betref, nee, ek moet dit sê dat hy het tydens die Tweede Wêreldoorlog baie sterk ook die staatsvorm in Duitsland veroordeel. En jy sal nie vind in sy dokumentasie dat hy konstant die Duitsers as inspirasie beskou nie. Hy het wel simpatie gehad met die oorlogsweeskinders beslis, maar ek dink dit is eintlik baie ironies, want ek dink as gevolg van sy posisie en as gevolg van Mariki se herkoms is so iets 'n ongelooflike openbare gebaar. En ek dink dit is ironies genoeg deur die persoonlike redes gedryf. En dit het gelê in sy tweede huwelik met Maria Lou. Hy was heel wat ouder as wat sy was. Ek dink dit was 30 jaar ouderdomsverskil tussen die twee. En hy het toe reeds 2 seuns gehad uit 'n vorige huwelik. En Maria se verhouding met haar stiefkinders was met tye baie gespanne geweest. En wat dit dan nog moeiliker gemaak het, is sy kon die kinders maar eie hê nie. En dit blyk dat daar miskrame was. En ek dink die trauma wat dit ook op daai uitwerking moes baie traumaties gewees het. So daar was 'n begeerte vir 'n kind. En hier kom hierdie organisasie wat Duitse weeskinders na Suid-Afrika bring en vir Milan vra om beskermheer vir die organisasie te wees. So dit is 'n geleentheid en ek dink hulle daardie geleentheid geneem om dit aan te neem. Dit was vir Maria baie groot ding. Sy het gepraat dat sy het gevoel die dag toe sy vir Maria gaan haal het dat sy geestelike geboorte aan haar geskenk het. So die emosionele band is baie sterk. En die ander ding is hulle het nooit amptelike uitsprake gemaak om te sê ons neem haar aan uit simpatie vir die Duitse saak nie. Ek wil byna sê dit was hulle toegang tot 'n kind van hulle eie. Dit kon enige ander kind ook gewees het. Dis moontlik. Ek kyk, mens sal vra waarom het hulle dan nie andersins 'n kind probeer aanneem nie. Dalk het hulle gedink, gaaf hier slaan die mense 2 vlieg met 1 klap, maar dit is nou waar ek nie begin spekuleer, so ver kan ek nou nie gaan uit nie. Op daardie onderwerp, Blydenis en Mandy, die minister van sogenaamde hoër onderwys in die land. Het onlangs uitspraak gemaakt aan aanleiding van de bakel by Pik, waar er nog nazi's schuil. Dit is dat die Nasionale Partij en die Ossewa Brandwag het 'n baie nou verhouding gehad. En Milan het die verhouding eintlik, dis wat hy impliseer, maar hoe ernstig moet mens dit opneem? Ek sou sê, hulle het aanvanklik gedink, hulle kan dit maak werk en dit hulle suur geraak vir mekaar. Die realiteit is, veral in die vroeë fase van die Ossewa Brandwag, was die meeste nasionaliste was ook lede van die Ossewa Brandwag. Hy het begin as 'n kultuurorganisasie. En wat ook interessant was, is dit was in daardie tyd wat die Nasionale Party ook sy strukture weer begin hersien het en toe sommige van die Ossewa Brandwag se struktuur oorgeneem het en met agterkom het werk baie goed. En van die prominente nasionaliste wat binne die Ossewa Brandwag was, soos Einste Seer Swart en jong P.W. Botha, dat hy nogal juist die struktuur van die OBA oorgeneem het vir die NP.
Maar toe begin die Oswald Brandwag sy hand te oorspeel met die nasionaliste. Daar was, toe kom Mans van Rensburg word leier daarvan, met 'n baie sterk affiniteit vir die autokratiese staatsvorm, ek kon gaan knoop vandag. So hulle was aangetrokke tot nazisme, en dit is waar dit begin bots het met Malan se so politieke opvattings, want hy het dit beskou as volksvreemd. En dit het gelei tot 'n magstryd tussen twee partye. Die nasionaliste het in Lourdes uit die Oswald Brandwag uit bedank. En hulle is van daar af gedistansieer, so ek wil byna sê binne die nasionalistiese stroom, so ek die NP in daardie jare as hoofstroom klassifiseer en die Oswald Brandwag na die regterkant toe. So ja, dit was tipe van 'n liefde, aanvanklik liefde en toe haat. Ja. Dankie, ek wil vir iemand twee vrae vra. Onvermydelik moet mens iets te berde bring oor apartheid. Ek weet jy het in 'n ander gesprek vir my gesê dat Malan was so van 'n poster boy vir apartheid. Hard to imagine that, maar op bladsy 93 skryf jy, en dit is nou sy vroeëre tydperkie, wat jy noem dat hy het 'n sosiaal-darwinistiese denkwyse gehad, en ek lees hier het voor, vir Malan was rasseverskille God se skepping. Dit was inherent deel van die natuurlike orde en hy het dit nie bevraagteken nie. Rassekonflik was die uitvloeisel van 'n versteurde orde en kon vermy word deur die status quo te handhaaf. So jy sê dis die kern van sy beskouing, of het dit met die tyd verander? En daarmee samenhangend wil ek vir jou vra, in watter mate was hy werklik betrokke by die eerste wetgewing na sy aanvaarding van die premierskap? Of het dit maar gebeur dat hy maar net 'n oorsigrol gespeel in steede daarvan om daadwerklik dit te formuleer? Ek dink die sosiaal-darwinistiese wêreldbeeld bly die kern. En mens moet onthou, hy het in die laat 19de eeu groot geword in 'n Victoriaanse samelewing. Dit was absoluut die denke van sy jong dae. En ek dink in daardie opsig het hy nooit werklik verskuif nie. Het was interessant dat in 1947 is dit geskryf waar hy nog vir Herbert Spencer aangehaal het, jy weet, as wetenskaplik. En Herbert Spencer is 'n man wat die uitdrukking survival of the fittest meer na vore gekom het. So daardie kern bly daar, maar ek wil byna sê daar kom later nog strome by. En die een stroom wat sterk bykom is die kwessie van die arm blankes, weer eens. Want die arm blankes gaan nie die samelewingsorde versteur as hulle nie hulle self volgens, ek wil sê, die standaarde van hul ras gaan gedra nie. En aanvanklik is sy fokus om die armblankes op te hef en dan gaan hy die saak oplos, maar later raak dit 'n meer ding van die armblankes te beskerm deur hierdie tipe wetgewing in te bring, wat dan nou die grense sal handhaaf. So dit is, ek wou sê, dit is 'n aspek wat bykom. Daar is ook ander vloeibaarhede, dit was interessant in die 1930s is sy rassedenke baie in terme van die swart gevaar, baie vrees vir hierdie bedreiging. In die 40s draai dit half om en dit word die hele idee van, maar ons gaan 'n positiewe beleid daarstel. En dit voeg ook baie in met sy baie paternalistiese wêreldbeeld. Dit is absoluut sy rol as paternalist om dan nou positiewe ontwikkeling mee te bring. In watter mate dit is heeltemal 'n ander storie of dit toegepas is, en ek dink nie dit is hoegenaamd so toe nie. Maar teen die tyd wat die apartheidsbeleid geformuleer word, dit is eintlik baie moeilik. Ek kan nie vind dat dit vasgepen kan word aan hom of eintlik aan 'n individu nie. Ek wil byna sê die apartheidsbeleid vloei vanuit sy geleedere. En dan boonop bevat die beleid veral in die eerste jare baie teenstrydighede. Sy belangrike rol, dink ek, is natuurlik neem hy dit aan. Hy is nie iemand wat, ek kan dit daarop sê, hy kon opportunisties wees met tye, maar 'n eerlike persoon was hy beslis. So hy sou nie het in voorstaan as hy dit nie werklik deurgedink het en daarvoor bestaan het nie. Maar hy is verantwoordelik as die man wat dit na die kiesers geneem het. En wat omtrent vol gestaan het vir hierdie beleid. En dit dan ook so laat implementeer het. In terme van die implementering in die eerste jare, is dit vir my interessant, hy was nie, as mens kan kyk na die parlementêre debatte, hy het nie eintlik deelgeneem daaraan nie. Hy was nie betrokke by sy departemente tot 'n
baie sterk mate nie, hy was 'n baie half-serians of tipe laissez-faire tipe leier gewees. Maar nogtans weet mense die wette het ingepas by sy wêreldbeeld. Dit het sy goedkeuring weggedra. Al is dit nie totale direkte betrokkenheid nie. So mense moet versigtig wees om 'n enkele persoon verantwoordelik te maak vir die hele beleid. Maar mense moet sy rol daarin ook erken. So jy sê daar was in sy politieke denke, daar was iets spesifiek Kaapse aangewees. Ja. Dis 'n kort antwoord. Nee, ek was uit en uit die Kaapenaar. Dit was interessant, daar was so 'n kort stukkie net toe uit Europa uit teruggekom het, vol besiel met nasionalisme, want hy in Heidelberg in Transvaal was hy vir 6 maande hulppredikant en hy was in vervoering met die Transvaalers. Hulle was vir hom die wonderlikste Afrikaner nasionaliste. En ek dink dit is maar die laaste keer dat hy die Transvaalers so geprys het. Ek dink daarna weer so gebeur nie. Ek dink beslis, ook in terme van die apartheidsbeleid en die rassedenke, want die gevoel wat ek op hierdie stadium kry, ons kyk na hoe word die skeidsmure opgerig, is die skeidsmure van die eerste wette baie meer geluk om 'n skeiding op te rig tussen wit en bruin. Van die sosiale wette, die gemengde huwelike, die omtugwet. Dit is nie, hulle begin nie met die tuisbankstelsel nie, hulle begin met sosiale maatreëls. En waar is die meeste vloeibaarheid in die Kaap tussen arm blankes en tussen bruin mense? Ja, en dis iets wat gestop moes word en uitvoers later gehad. Jullie Verhoeven, baie dankie vir 'n baie goeie betoog en onderhoudende gesprek. Daar is nou ruim geleentheid vir vrae, asseblief. Juan en dan professor Gielemeer. Ek wil net graag die vraag vra, het die skoolopleiding wat Dr. Malang gehad het hier in Stellenbosch, nie net Victoria Wes nie, maar ook Stellenbosch op hom 'n groot invloed gehad. Dit was 'n Victoriaanse tyd waarin hy op skool was, maar dit was ook 'n tyd waarin taal hier op Stellenbosch in die brandpunt gestaan. Nederlands, of dan die gesproke Afrikaans teenoor Engels. Ek dink die dosente of die onderwysers was almal Engels sprekend. Miskien met die uitsondering van die een wat Hoog-Hollands gegee het. Maar het dit 'n impak op Malang gehad? Die skoolopleiding wat hy ontvang het? Dis interessant, hy reeds op Stellenbosch begin hy al te praat van ons moet ons taal en ons kultuur net ophef en onsself wees daarin. En dit is so, hy het hierdie Engelse opleiding by die Victoria College gehad en dan skryf hy oor kweekskool toe. En die kweekskool, wil ek sê, is wel Nederlands en ook terselfdertyd nasionalisties in daardie opsig. So daardie impak is beslis daar. Maar dit is so half, die idee wat ek kry is Malang se generasie hier in Stellenbosch in die 1890s. Hulle is die jong mans vir die tweede taalbeweging gelei het na 1905. So beslis, ek dink die teelaarde was hier, maar het hulle voete gevind, of hulle stem gevind natuurlik, so 10 jaar later. Daar is die grapie dat hy glo op Stellenbosch, toe hy die kabinetsminister was, onder raadsaal het hy die studente toegespreek en gesê, ja, hy was self omtrent vir 10 jaar hier, en toe het die student van gesê, "Sjoe, jy het lekker gedop, nee?" Herman? Ja, wat my bietjie geïnteresseerd het, is dat jy heel wat minder aan Malang se premierskap bestee as wat jy in die vorige era beskou. Miskien kan sommige mense daar amper as kritiek inbring. Maar eintlik, in waarheid te sê, Malang raak al minder interessant na 1945. En veral net by die idee van 'n republiek word by hom glad nie 'n prioriteit nie. En dan ten tweede is hy eintlik net geïnteresseerd in groepsgebiede apartheid, jy weet, om die kleerlinge nou en die wites apart te hou. Maar hy stel eintlik nie belang in die toestroming na die stede toe of die tuislande toe. En ek dink mense soos Geier en Weber is dan baie, sê, maar wat gaan met ou dokter aan, jy weet? Sal jy miskien kommentaar daarop lewer? Ja, die groot ding is dat
wat eintlik verstommend is, en ek voel half sleg, ek dink baie keer as ek nou die boek optel, mens dink nou alles bou op tot sy premierskap. Maar dit is nie die hoogtepunt van sy loopbaan nie, dit is eintlik so 'n klein gedeelte van sy loopbaan. Dit is 'n baie kort stukkie as mens vat dat hy omtrent vir 40 jaar in die politiek was. En uit daai 40 uit was hy vir 6 was hy eerste minister gewees. En wat vir my verstommend was, nou kom mense in die argief en mense verwag nou al die onthullings oor die eerste fase. En die briewe bestaan omtrent net uit die geskille onder die kabinetslede. Hulle is geweldig behept met hulle eie magstryd met mekaar. En dit speel 'n groter rol omtrent as wat die implementering van die apartheidsbeleid speel. So ek dink wat 'n mens sal verwag is dat ek moet nou skryf oor die implementering van apartheid. Maar wat ek gedoen het is om te skryf oor waarmee hulle behept was. En dit was hulle eie onderlinge stryd met mekaar gewees. En die ander ding wat bitter belangrik is om sy ouderdom in ag te neem teen daardie tyd. Ongelukkig, hy is nie meer in sy vleer nie, hy is nou baie ver by die vleer verby, ongelukkig. Hy is 74 toe hy eerste minister word in 80 teen tyd wat hy aftree. En hy raak al doof en hy begin al omtrent te onttrek uit sy omgewing uit wat dit aanbetref. En dis hierdie jong manne wat hom omtrent van onderaf die hele tyd druk. En ek dink sy laaste sy beheptheid is omtrent om die verhoog te verlaat soos wat hy dit wil verlaat en nie uitgedruk te word soos wat Hertzog uitgedruk is nie. So dit is 'n baie meer, ek wil byna sê dis baie meer Malan die mens in daardie tyd wat na vore tree het as Malan die apartheidsleier. Miskien net aansluit daaroor vlugtig. Dit kan dis 'n algemene mistasting by tye dat nasionaliste in Berlin gekom het en hulle het 'n blauwdruk gehad. En dit is die idee. En beteken lyk dit soos jy kyk met ontvou het, maar as jy fyner daarna kyk, dan kom jy agter daar was baie kontestasie geweest oor hoe die apartheid geïmplementeer word. En dit gaan terug na Debbie Pousel se werk. En ek dink jou werk vind daarbey aansluit en dit was maar 'n mooi getroffe patroon by tye. Mogertroffer is absoluut die regte manier om dit te beskryf. Ek dink die Sauer-verslag was 'n verkiesingsdokument en ek kan toegestuur om dit aan bewind kom. So nee, samehangendheid was daar beslis nie in die begin nie. Wat vir my meer ongelooflik was, as 'n mens kyk na die eerste wette wat ingekom het, eintlik groepsgebiede en dan praat met ontig gemengde huwelike en ook die bevolkingsregistrasiewette. Dit kom baie meer en dan die poging om die breinstemregte verwyder, wat ook 'n belangrike rol in hierdie jare speel. Daardie maatreëls is in die 1930s al voorgestel deur die Nasionale Party. So dit kom baie verder, dit kom eintlik van voor die Sauer-verslag af. En wat min mense weet is, daar was eintlik 2 Sauer-verslag. Daar was die eerste verslag wat oor die breingemeenskap gegaan het. Hierdie maatreëls is alles in daardie verslag. En dan nou die tweede ene wat nou baie bekend is, wat dan nou die tuislande en so bevat en die instrumentsbeheer wat, soos Debbie Pousel ook sê, absoluut mekaar teengewerk het. Okay, en nog 'n ander vraag. Wie sal dit dan Ek wil graag opvolgvraag van wie nou gesê het, Prof. Philemons geskryf het, gaan oor die hele kwessie van die breinstem. Nasionaliste oscilleer die hele tyd van die 30's tussen 'n meer akkommoderende, dan weer 'n wegstotende beleid teenoor brein is. Daar is sprake dat Malan en Strydom die man met die uistertande, oor beleid en apartheid, die harde apartheid man, en dat Malan 'n meer sagte benadering gehad het oor apartheid en magistrale. Kan jy 'n bietjie uitbrei oor die verhouding tussen die twee? Hulle blykbaar nie heeltemal op dieselfde ooglengte mekaar gesien het oor sekere aspekte van die apartheidsbeleid nie. Is dit so of nie heeltemal? Ja, dit is beslis so. Die ding is, en dit is waar die Kaap en die Noorde 'n sterk rol speel. Dus soos ek sê, ek dink Balans se idee van apartheid was baie meer sosiaal gedrewe. Groepsgebiede, die fokus op rein mense. So mens kyk wat Strydom wou gehad het, Strydom wou instromingsbeheer toepas. En behoorlike sterk tuislande toepas. En vir Malan was dit nou weer iets totaal onrealisties wat dit aanbetref. Mens moet versigtig wees op 'n manier, dit is so aanloklik om te sê Malan se apartheid was sagter. Ek dink dit was net
dit was net verskillende apartheid beleide waarmee elkeen daarin gekom het. Pieter? Ek wil vra oor, ek het eintlik twee vrae, maar ek gaan net een vraag vra, het sal onmiddellik wees, maar dit is so 'n ryk boek, so 'n ryk teks. My vraag is historiografies. Hoe moet jy jouself gaan positioneer? Want kyk, in 'n sekere sin om oor my land te werk is nie zeitgemäßig nie. Dit is wel al ontydig om nou oor my land te werk. Alhoewel ek dink dit is uiters belangrik om nou oor hom en oor Strydom en oor Verwoerd en oor Foster, al die figure moet eintlik nou weer herbedink word. Maar my punt is historiografies, want in die laaste 2 dekades is eintlik maar wêreldwyd die 2 hoofstrominge, soos professor Villeneuve al uitgewys het, die liberale geskiedskrywing waarin die voorrang het, en ons is mos nou in verbruikerskultuur en al daai dinge. En die ander tradisie is marxisme wat so 'n bietjie teruggesak het na die val van die muur, Berlijnse muur en die Sowjetunie. Hoe moet jy jou gaan positioneer? Want dit is die 2 hoofstrominge van geskiedskrywing op die oomblik, die liberale en dan 'n verswakte marxisme. En hier kom jy in met 'n figuur wat eintlik 'n gemeenskapsfiguur is, wat mense in die kontemporêre debatte sou kon plaas as 'n tipe kommunitêr van 'n aard. Jy weet, nou terug na Fichte en terug na Herder. Moet jy genavigeer in hierdie uiters, en ons ken die historiese, hierdie woeste oseaan, moet jy genavigeer radio? Pieter, ja, dat is 'n goeie vraag. Ek dink, en dit is net dalk 'n saak op sy eie, maar dit is eintlik baie jammer, ons het regtig nodig om 'n behoorlike historiografiese studie te doen van wat in die afgelope 20 jaar aangegaan het. Want ek dink daardie kategorieë het wel sommige mense wat nog steeds in daardie kategorieë werk. Maar die idee wat ek kry is dat ons al meer en meer al wegbeweeg het daarvan. So ons het nog nie vir onsself 'n nuwe naam of 'n nuwe boksie geskep nie, en ek hoop nie ons sal nie. Want ek kan nie met enige van daardie kategorieë identifiseer nie, in alle eerlikheid. Hoe ek genavigeer het, dit was eintlik omtrent om nie historiografies daarna te kyk, net later vir my begin moeilik raak as mense vir my sê, plaas jouself. Ek het 2 goed gedoen, en dankie professor Grinning wat my baie goeie raad gegee het daar, en dit was, sit die sekondêre materiaal neer, en kyk na die argivale bronne. Ek het al klaar nie probeer skryf in reaksie tot bestaande werk nie. Want as jy die hele tyd in reaksie tot werk staan, dan kom daar nie iets oorspronkliks nie, want jy is net besig om 'n antwoord op iemand anders se argument daar te plaas. Die ander ding wat ook baie gehelp het, was dat ek baie besin het oor die genre van biografie skryf as sulks. En daarvoor is ek baie dankbaar vir die jare wat ek in Nederland gehad het. So ek het omtrent myself begin een kant plaas, nie as historikus nie, maar as biograaf, en hoe verskil die 2 van mekaar. En vir my die belangrikste ding wat daar uitgekom het, was om my rol in te neem as die historikus, as die storieverteller. So nou sit ek na die tyd met 'n stuk werk wat ek nie glo so in reaksie op die vorige werk geskryf is nie. Ek weet nie hoe ek myself kan plaas nie. Ek dink, as ek myself moet plaas, dan wil ek sê, ek kom uit 'n stroom historiese uit wat die mytes nog altyd uitdaag. En dit sou ek sê professor Villeneuve, professor Grinling, Deborah Bozel, daardie persone wat juis, ek wil sê, die narratief uitdaag. Dankie Lindy. Ek weet net vinnig 'n vraag, en ook 'n vraag toelaat. Die charisma van Malan. Jy nou van Saul Slabbert kyk wat Herman geskryf het, dan is dit duidelik waar die charisma is. Met Malan is dit 'n bietjie onduidelik, maar net. Ja, kyk, as 'n mens gaan praat in terme van charme, dan het hy nie voor in die ry gestaan nie. Alhoewel hy eintlik 'n pragtige sin vir humor gehad het, so ek dink nie hy is totaal daarsonder nie. Hy het baie mooi jong vrouens gekry met hom te trou, so al moes iets gelees het. Kyk, En baie mooi vrouens, baie jong mooi vrouens. Wel, in baie gevalle was hulle jonk en mooi. Die interessante ding is, as mens gaan kyk na Weber se klassieke definisie van die charismatiese leier, dan pas hy daarin. En die charismatiese leier volgens Weber is iemand wat tot 'n mate 'n buitestander is, want bygesê het hy was predikant en toe politikus, en ons 'n klomp dominees, maar hy was die baanbreker. Daar was nie ander dominees voor hom in die politiek gewees nie. So
So hy het al van buite afgekom en daai hele idee om te sê hy het 'n missie en hy het 'n roeping en om ander daarvan te kan oortuig, is absoluut iets wat die charismatiese leier kan doen. So hy is wat my aanbetref eintlik 'n klassieke charismatiese leier. Wat ook interessant is van hom is met sy ongelooflike verstrooidheid. Was daar 'n tipe van sommige mense het gekla dat hy half ongeskik is want hy groetelus half deur die slaap en hy kom nie eens agter as hy jou al van tevore ontmoet het nie. Maar daar's 'n tipe van 'n ander wêreldsheid wat daarin uitkom. Met die hele idee van hier is 'n man wat besig is met groot dinge, groot gedagtes en groot sake. Wel het ook daai ding gehad. Een vraag, twee vragen, dan moet ons dadelijk is zo en alle vragen. Die Afrikaner identiteit. As ek die boek sou lees, sou dit vir my 'n meer duidelike lig daarop werp. Ek dink dit is, soos jy nou self gesê, daar's hierdie debatte wat in gang is. Gaan dit nader kom aan 'n soort van 'n idee van hoe plaas ek Afrikaans wees nou teenoor 50 jaar gelede, 60 jaar gelede? Ek weet nie. Ek weet, dit is baie moeilik, want ek dink die Afrikaner identiteit is ek wil sê, dit was my wegspringplek, maar dis nie waar ek geëindig het nie. En ek dink nie, ek het die vermoë om die definitiewe antwoord daarop te gee nie. Wat ek dink die boek sal doen, en wat ek hoop die boek sal doen, is om dit te kompliseer. Ek dink ongelukkig ek nie is ek ooit in staat om vir mense 'n maklike antwoord te gee nie. Ek wil juist die lewens vir moeiliker maak. En wat die boek ek dink wat die boek absoluut in daardie opsig sal doen is om vir 'n mens daai ongemak te gee van identifiseer aan die een kant en stoot af aan die ander kant. Daai twee aspekte is die hele tyd daar. Daar's hierdie stukkie wat Antjie Krog geskryf het in Country of Moscow, wat altyd by my bly, wat sy praat van by die Waarheids- en Versoeningskommissie, wat sy sê, sy herken hierdie mense, en hulle is haar mense, en as hy dink van, daar's 'n gruwel daaraan, en 'n herkenning terselfdertyd. En ek dink daarom nie, ek het regtig nie probeer om daarmee te stop weer te kry nie. Maar as jy die boek opstaan en dan gaan goed wees wat 'n mens daar lees, wat mense hare sal reg opstaan vandag. So die erkenning en die vervreemding, dink ek, is die twee dimensies van Afrikaner wees daar vandag en wat hier weerspieël gaan word. Een laaste vraag gehad. Ek kan net ietsie vra oor hy was ook dominee en daar was ook teologiese verskille. Hy was 'n Kuipers in Nederland. Die is presies stryd. Hoe het sy teologiese posisionering 'n rol gespeel? Ook later dan nou in sy politieke. Dankie, ek dink hy was beslis soos hy was onder professor Valentin met maak van hom 'n etiese teoloog. Ek dink en die ding is wat interessant was is ek het op 'n ding afgekom waar dit lyk of hy eintlik ook op dieselfde korthuis was as Johannes du Plessis om hier by die kweekskool aangestel te word, maar toe betree hy die politiek. So dit kon dalk die D.F. Malan saak gewees het en nie die Johannes du Plessis saak vir al wat ons weet nie, want hy het regtig dieselfde menings en teologiese standpunt as du Plessis gehuldig. Ek dink wat wel sterk uitkom, kom met sy doktorsgraad wat gegaan het oor Berkeley se idealisme. En die hele idee dat die wêreld word deur ideale gedryf. En ideale is waar alle realiteit kom uit ideaal uit. En dit bly konsekwent dwars deur sy denke. Hy dink altyd in terme van ideale of in terme van beginsels. Hy was nooit 'n brood en botter politikus nie. Hoegenaamd nie. Ek weet as hy die toespraak moet inwerk om stemme te kry, maar daai idealisme wat uit sy teologiese studie uitkom, bly beslis by hom. Weer eens baie dankie vir 'n wonderlike gesprek en dankie vir julle meelewing en teenwoordigheid.